Goeiemôre almal, dis vir my 'n voorreg om saam met julle so tyd te spandeer rondom die woord van die Here. Waar jy ook al is, raak sommer net 'n oomblik stil, stil gebed. Baie keer ook goed om net alles wat in jou gedagtes is en wat jy in die week mee besig was, dalk miskien is daar iets wat jou pla of iets wat waaroor jy nou heeltyd nog dink. Ons is op mense saam op weg en dit is dan goed dat mense ook ontslae raak dalk op 'n mense denkvlak dat jy bewustelik 'n keuse maak om in hierdie paar oomblikke mense gedagtes te stuur op hierdie pelgrimspad wat ek en jy saam met God stap. Ek is daar in die Goosen van Stellenbosch welgelegen en dis 'n voorreg om die woord van die Here te kan bedien. Voordat ons uit die Bybel lees, kom ons bid net saam. Here onse Here, ons loof U. Ons loof U en wil nie een van die weldade vergeet nie. Here, ons wil vir U dankie sê vir die geleentheid om so rondom die Bybel en die lewe met mekaar te kan saam dink, saam gesels. Dankie vir die insigte in U woord. Here, U ken elkeen van ons, waar ons is, waar ons bevind. En ons wil vir U dankie sê vir al die goeie gawes wat U vir ons gee. Dankie vir kos en klere, gesondheid en huise om in te woon. Dankie vir kinders en kleinkinders en vriende, geloofsgenote, families. Here, U weet ook dat ons net mense is, brose mense, en U ken die sake en dinge in ons lewe wat vir ons dalk verhinder om baie keer iets van U goedheid te kan sien, kan verstaan. Wat dit ook al vir mense mag wees, bid ek en tree ek in dat U beeld van 'n God wat vir ons omgee, dat dit ook versterk sal word vandag in ons lewens. Here, ons bid ook dat U ons kan verander, ons anders kan laat kyk na U, na mekaar en na wêreld. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Is 'n baie bekende gedeelte wat ek vandag gaan saamlees. Dis hierdie geskiedenis van Josef wat amper soos 'n Engelsman sou sê 'n blue-eyed boy vir sy pa, deur sy broers later in 'n put gegooi is waar hulle mens moet amper sê genadiglik om nie doodgemaak het nie. En die leuen eintlik aan sy pa toe gaan vertel het en hy toe later in Egipte is. En hoe hy dan nou hier in Egipte 'n rol begin speel het om dan ook deur die goedheid van die farao en Josef se, kom ons sê, sy slim denke, sy vermoë om drome te kan sien, 'n posisie gekry het en dan ook so voorsien het in die hongersnood van sy eie familie. En nou is dit hierdie mooi ontmoeting tussen Josef en sy broers wat 'n paar keer afgespeel het. Maar kom ons lees hierdie gedeelte saam. Ons gaan die eerste 15 verse saam lees. Genesis 45 vers 1 tot 15. Josef kon hom nie langer bedwing voor almal wat langs hom staan nie en roep toe uit. Dis nou sy broers wat daar is en hy stuur toe al die ander uit. Stuur almal uit, weg van my af. Daar het niemand anders by hom gestaan toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het hardop begin huil. Die Egiptenare het dit gehoor. Ja, ook die huis van die farao het dit gehoor. Toe sê Josef vir sy broers: "Ek is Josef. Leef my pa nog?" Sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle het verbuisterd voor hom gestaan. Josef sê toe vir sy broers: "Kom tog nader na my." Hulle het nader gaan en toe sê hy: "Ek is Josef, julle broer. Julle het my verkoop om na Egipte geneem te word.
Maar moet julle nou nie ontstel en julle self verwyd, omdat julle my verkoop het en ek hier beland het nie. Want dit is vir die behoud van lewens, dat God my voor julle uitgestuur het. Ja, daar was nou al 2 jaar lank hongersnood in die land, en daar is nog 5 jaar waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. Maar God het my voor julle uitgestuur, om vir julle nakomelinge te vestig op aarde, en om julle in die lewe te hou met die oog op 'n groot uitredding. Dus, dit is nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my as 'n vader vir die Farao aangestel, as 'n heer vir sy hele huishouding en 'n regeerder oor die hele Egipteland. Maak gou en trek op na my pa, sê vir hom, so sê u seun Josef, God het my aangestel as heer oor die hele Egipte. Trek af na my toe, moenie talm nie. Kom woon in die Gosenstreek, sodat pa naby my kan wees, pa en pa se kinders en kleinkinders, en ook pa se kleinvee en beeste en alles wat aan pa behoort. Ek sal pa daarvan kos voorsien, want daar gaan nog 5 jaar lank hongersnood wees. Anders verarm pa se huis en almal wat aan pa behoort. Kyk, julle sien nou self, en my broer Benjamin sien dit ook, dat dit my eie mond is wat met julle praat. Vertel vir my pa van al die aansien wat ek in Egipte geniet, en van alles wat julle gesien het. Maak net gou, en bring my pa af hierheen. Toe val hy sy broer Benjamin om die nek en huil, en Benjamin het op sy skouer gehuil. Hy het al sy broers gesoen en by hulle gehuil. Daarna het sy broers met hom gepraat. Tot sover. As 'n mens die lewe so leef, dan sal altyd hierdie sake wat vir my en jou belangrik is. En die sake verskil. En as dit 'n siekte is dit die saak op hande. Jy gaan dokter toe, jy kry behandeling en jy hanteer die saak. Met die beste van die insig wat jy het, word dit aangespreek. Daar's ook sake soos besigheid en om vir jouself te kan sorg en die lewe te kan leef en ook 'n huis oor jou vir jou en jou kinders te kan voorsien, 'n dak oor hulle kop, kos op die tafel. Soos die lewe aangaan, is daar soveel invloede wat inspeel op my en jou lewenspad. Soms stuur 'n enkele saak jou hele lewe in 'n ander rigting. Dit kan 'n saak wees van beroepskeuses, dit kan 'n saak wees van hoe jy mense hanteer, hoe hulle jou hanteer. Die wêreld het 'n plek geword waar mense mekaar verwoes, waar die saak van die individu en van enkele lande en mense so belangrik raak, dat mense mekaar sal verwoes. Hulle sal tot moord pleeg om 'n goeie lewe te hê, tot mense van grond ontneem, mense se lewens verwoes. Daar's sake wat ook inspeel op markte, en so leef ek en jy met mekaar saam. Baie keer is ons wêreld uitgesorteer, bedoelende, ek en jy maak planne, dit verloop volgens plan met die beste insigte wat ons het. Ons leer ons kinders en ons leer by ander mense en dit gaan goed met ons. Die lewe het 'n manier om vir jou en my goed uit te speel in ons sake is in orde. Ons boedels is in orde, ons nalatenskap. So dit lyk asof die lewe vir ons goed uitwerk. En ons kan ook dankbaar wees wanneer dit so is, wanneer dit gebeur. Die vraag is tog sekerlik, is daar groter sake as juist dit in die lewe? As ons eie lewe? As dit hoe ons dink oor die lewe? Is daar groter magte en kragte in spel as bloot om die lewe op 'n manier so te orden dat ons so daardeur gaan nie? Dat 'n mens kan terugkyk en sê dit was goed. Dit was goed. Dink dit raak moeiliker wanneer
ons nie so seker is oor wat is die groot sake in ons lewe nie. Dit raak nog moeiliker as mense iets aan my en jou doen en ons sake bietjie de mekaar krap. Jy weet, op 'n manier net ons hele lewe omvergooi. Mense kan jou indoen, hè. Mense kan jou te nakom. Mense kan my en jou seermaak. As jy met mense sou praat, dan sal jy baie keer ondervind dat mense wat hierdie ondervinding het, dat hulle sake bietjie de mekaar gekrap is, ook anders soms dink oor God. Waar is God as my sake so de mekaar gekrap word? Is die grootste saak ons sake, of hoe speel God daarin? Wat het God met dit te doen? Kan jy nou dink as slegte goed met goeie mense gebeur, en hulle sake so deur mekaar krap, dat hulle net wonder maar, waar is God? Wat het God hiermee te doen? Wat kan ek hieruit leer? Ek meen Josef, as jy nou mooi Josef se geskiedenis gaan kyk, was hy nogal 'n ouetjie wat daarvan gehou het om, kom ons in vandag se tyd, hy sou kameras na hom toe aantrek, was 'n aantreklike man. Ek meen net die verhaal van die farao se vrou wat by hom aangelê het en hom bed toe wil sleep, sê alreeds dat Josef was iemand wat as hy in 'n vertrek ingestap het, die aandag op hom was. Hy was ook sy pa se witbroodjie, weet, Jakob, Israel. Mooi om te sien die stam van Israel, wat Josef hierso dan nou ook verteenwoordig, sy pa se lieflingsseun. Mens kan nou mooi dink, as jy familiegeskiedenisse sou bietjie jouself kon indink. Ek meen in die wêreld is daar baie keer saamgestelde gesinne. As ons vandag na die wêreld kyk, is daar meer saamgestelde gesinne as bloot hierdie gesinne wat bloot net 'n pa en 'n ma en presies dieselfde kinders het. In hierdie tyd was dit algemeen. Ek meen, as ons nou praat van Jakob se seuns, dan dink mens nou aan hierdie twee, Benjamin en Josef, maar daar's 10 ander nog, nê, wat die stamme van Israel is. So mens kan nou, jy kan nou baie redeneer, want Jakob se vrouens was Lea en Rachel. So mens kan iets verstaan van die broers wat op hierdie ouetjie wat so mooi was, as sy pa se lieflingsseun, dat hulle tog bietjie jaloers kan raak. Miskien het hy 'n verwaandheid ook, as jy nou gaan lees, het Eppense van 'n oordrewe selfbeeld gehad, nê, tussen sy broers. Mense kan dalk iets verstaan van die jaloesie en die goed op Josef. Maar Josef kan tog nie help dat al die gawes en talente wat hy het nie. Net soos ek en jy, mense wat 'n goeie lewe leef, en gebeur daar slegte ding met goeie mense. Josef beland in 'n put, en hy word ook verkoop. Hy word ook verkoop aan die mense wat verbykom, en hy word as 'n slaaf na Egipte gestuur, nê, na die farao. Josef is op 'n plek waar hy in 'n put is. Soos baie mense ook in die lewe in 'n put is. Hierso het hy en hier word hy, sonder dat hy 'n aandeel het daarin, of miskien het hy 'n aandeel daarin gehad oor sy gedrag, word hy weggevoer, en hy is op 'n plek in Egipte waar hy deur versoekings gaan, 'n moeilike tyd, waar hy ook verkeerdelik beskuldig word dat hy by die farao se vrou aangelê het, toe word in die tronk gegooi. Maar deur dit alles is daar hierdie saak dat Josef die vermoë het om uit dit uit te kom, nee. Mense ook kon sê dis 'n God-gegewe vermoë, of iets agter dit alles. Daar's 'n groter saak wat besig is om te gebeur as bloot net dit wat met Josef gebeur. Dit wat vir hom op die tafel is. Of Josef dit so verstaan, dit weet ons nie. Dit sal 'n mens nie weet nie. En hy werk hom nou op. Hy's later amper heel in beheer van die voedingsskema van hy hele area.
En so daag sy broers by hom op. Sy broers wat hom verkoop het. Sy broers wat hom in hierdie donker gat laat beland het. Ek wonder wat is die ergste goed wat mense aan mekaar kan doen? Wat is die goed wat mense aan jou doen nie? Of al gedoen het? En wat doen ons dan? Want dis eintlik die vraag, hoe hanteer ons wanneer ons sake heel deur mekaar gekrap word, nee, of ons lewe partykeer so tot stilstand geruk word. Ons word gereeld geruk deur die verskriklike goed wat mense aan mekaar doen. Hoe kom mense daardeur? Hierdie is nog 'n amper sê 'n liggewig trauma wat Josef beleef het en wat baie mense in die wêreld beleef. En ek het al gewonder hoe kom mense daardeur as hulle sake so deur mekaar gekrap word? Wat hou ons aan die gang nie? Wat doen ons met hierdie ding wat die seer en die haat en die geweld en die planne, die slim speletjies wat mense met mekaar speel en ander mense te nakom in besighede en erfporsies. Met hierdie saak loop deur hierdie uitverkore familie van God dwars deur, nee. En Josef begin eintlik so half in sy pa se voetspore volg. Mens sal dit nou nie so baie duidelik raak sien nie, maar mens kan nou so baie mooi aan Josef dink, maar hy begin so 'n bietjie speletjie speel met sy broers, nê. Hou een gevange, soek die jonger een, versteek goed, laat dit lyk asof sy broers wat nou graan gekoop het, asof hulle dit nou gesteel het. So mens moet iets verstaan van Josef se lewe voor hierdie ontmoeting wat hy nou met sy broers gehad het, wat vooraf gebeur het, dat Josef het in homself het hy ook hierdie ding gehad dat hy speletjies gespeel het met sy broers, nê. Voor hierdie gedeelte wat amper vir ons onmoontlik is om te glo, kom ons noem dit die versoeningsgedeelte, het daar baie dinge gebeur. Josef was nie so vroom en opreg in die begin nie. Hy het nie dadelik vir hulle gesê wie hy is nie. Hy het hulle amper getoets, hy het gekyk of hy hulle herken. So Josef was ook maar 'n manipuleerder wat uit 'n posisie van mag op 'n manier tog bietjie wraak geneem het. Die wraak is nou nie verskriklik nie, maar dis die emosionele letsels. Nou soek hulle die jonger broer, nou hou hy vir Simeon terug, as jy nou daai geskiedenis kan onthou. So hy, voor hierdie gedeelte wat nou mooi is van versoening, begin hy ou tog iets van Josef sien, dat hy speletjies speel. Ons almal gaan daar deur. Mense kom jou te na, nee. Mense kom my te na. En in ons gedagtes begin ons dink oor hierdie goed. Want dit maak jou mos nou seer. Ja, gebeur goed met jou. Jy weet presies waarvan ek dalk nou praat, en ek weet ook, ons almal het goed al gedoen, maar miskien moet ons dit bietjie omdraai. Nie een van die twee partye is eintlik skuldig nie, net ons doen dit ook goed aan ander mense doen dit aan ons. En is dit so dat ons maak dan ons plannetjies. Mense sal dink, hoe gaan ek iemand terugkry nie? Hoe gaan ek al is dit net nie met moord en doodslag of dit nie, is dit soms hierdie emosionele speletjies wat ons speel met mense, wat Josef ook hier met sy broers doen, nee, hy stuur dit al weg en hy op 'n manier maak hy hulle bang. Hulle is bang, wat gaan pa nou sê, as hy nog sê, Benjamin moet ook nou nog kom, want hy het Benjamin mos nou gehou, en so dis 'n baie moeilike ding wat Josef hier doen, want hulle weet ook dat Benjamin Rachel se dogter is. So hierdie ding tussen die twee broers, wat die amper half lieflingsseuns is van Jakob teenoor die ander, gebruik Josef ook. Dit is nog sekerlik iets wat hy
wat hy bewus is van. En dan is daar nou hierdie ontmoeting, waar daar al 'n swaai in Josef se lewe kom, wat hy hierdie ding sê, maar moenie sleg voel nie. Julle moenie ontsteld wees nie. Mens wonder soms wat het dit gebring, want eers speel hy die speelietjies, en nou laat hulle daar by hom staan, en hy nou aan hulle bekend maak, en almal nou saam huil, sê hy vir hulle, moenie sleg voel nie. Nêrens is daar gesê hulle voel sleg nie. So Josef het nie gewag tot hulle sê, hulle is jammer oor wat hulle aan hom gedoen het nie. En mens wonder nou, hoekom, wat het die swaai in Josef se lewe gebring nie? Wat is dit? Wat het gemaak? Hy gee 'n antwoord. Hy sê God het hom gestuur. Iets van gestuurdheid, nê? Iets van, miskien is dit die groter saak, wat 'n mens nooit uit die oog verloor in ons beroepe in die wêreld is 'n deel van ons gestuurdheid na die wêreld, nê? Hy sê God het hom gestuur, oorblyfsel, amper soos hy het ontkiem, daar in die vreemde, as deel van 'n oorblyfsel van God, wat soontoe gestuur is, dat hierdie mense nou nie van hongersnood omkom nie. Maar daar het iets anders ook gebeur. As jy die geskiedenis mooi gaan lees, net in die vorige hoofstuk, het Juda met Josef gepraat oor hierdie saak van Benjamin en sy pa wat oud word, en sy pa wat nie nog so terugslag sal kan hanteer as Benjamin ook iets moet oorkom nie. En so Juda het met hom gepraat, en ja, dit is so, dat dit waar is dat God vir Josef gestuur het, om te sorg vir sy broers en vir sy pa. Maar definitief, dis die teologiese kant van die verstaan van die teks, maar meeste kommentare sê ook, daar's ook 'n sielkundige kant hier aan, dat Josef iewers besef het, dat hierdie speletjies wat hy speel, hierdie dinge wat hy doen, hierdie manier van omgaan met sy broers en goed, het ook ander gevolge nie. Dat dit hom tot stilstand roep, en hy 'n perspektief kry, en 'n verstaan begin kry. So dis albei nie. Dis nie net hierdie oombliklike lig wat vir hom opgegaan het, wat hy van die begin af geweet het, maar God het hom gestuur, daar dat hy vir sy broers en vir sy pa kan sorg, dat hulle na die land Goshen toe kan trek, en dat hulle daar kan oorleef nie. Daar's ook 'n ander kant, dat God ook deur tyd met mense werk, nê? Met hierdie plannetjies wat ons maak, en dat ons sien, wanneer ons so ons eie plannetjies maak, en dalk ons wraakgedagtes, en die manier hoe ons met mense wil omgaan, en half gereg in eie hande neem, dat daar ook slegte gevolge is aan dit. En toe hierdie wonderlike ding van versoening wat plaasvind, nê. Hier's nêrens word hier geskryf van vergifnis eintlik nie. Of eintlik meer van berou nie. Daar het nie gestaan sy broers het berou gehad, en ek meen dis eintlik daar's mos 'n tipe moralisme aan hierdie ding van vergifnis. As mense 'n klomp goed aan my en jou doen, nê, dan soos wat Josef se broers aan hom gedoen het, dan is daar tog iets in ons, en selfs in ons verhouding met die Here, ons sal selfs dit so verkondig, dat dit moet opregte berou wees, nê, ons moet ons sondes bely, en wanneer ons dit bely, moet ons opreg berou het, en dan kom die vergifnis, nê. Vergifnis werk tog nie so nie, nêrens in die Bybel werk dit so nie. Ons ontvang verlossing nog voordat ons berou het. Die berou word gebore uit die groot daad wat Jesus Christus, die een wat amper soos Josef gekom het, nê, soos dat almal maar sy broer en suster kan word. Hy het soos 'n diensknegt willekeurig, nie onwillig nie, nê, soos Josef was onwillig. Hy het met eie wil afgesak in die aarde, sodat
sodat mense verlossing kan ervaar. So ons berou word gebore uit die diepe besef dat ons dankbaar is vir hierdie heilsdaad wat die kloof tussen ons en God kom oorbrug het. Dit werk nooit andersom nie, want dan gaan, ek meen, dis tog mooi van die reformatie, wat juis gebou is uit hierdie ding, dat ons sê, berou is bloot 'n saak van dankbaarheid. Ek meen, daai tyd het mense mos gekom en hulle sondes kom bely in die tyd van die Rooms-Katholieke Kerk, waar die woord attricio, mense was bang vir straf. Die vrees vir straf het gemaak dat mense hulle sondes kon bely het, en dan is daar die aflaatstelsel. Maar die vergifnis wat hiervan sprake is, en selfs hier, het amper niks met die berou van die broers te doen nie. Die verskriklike goed wat in mense se lewens gebeur, moet 'n mens sê dat dit 'n lang pad is as mens met hierdie pad in die geloof begin stap. Dis dat jy so dit kan verstaan, dat jy sê, die kwaad wat na my en jou toe aankom, net deur die handelinge van mense, dat God dit op 'n manier onderskep, dat wanneer dit by my aankom, dat hy het reeds onderskep, dat dit ten goeie kan uitwerk. Soos wat in hierdie geval, dis wat Josef besef het, God het hierdie dade van mense, van sy broers, wat nie noodwendig goeie dade is, en ook nie van hom met sy slim speelietjies nie, het God dit op 'n manier onderskep, dat uit hierdie verkeerde handelinge van Josef en sy broers, het daar hierdie goeie gekom, dat God dit onderskep, en dit ook dan vir mense ten goeie kan uitwerk, en uitwerk. Dit alleen natuurlik is alleenlik moontlik is 'n geloofsuitspraak. Dit mag dalk wees dat ek niks aan hierdie kant van die graf van daai heil en die goedheid mag ondervind nie, nê? Maar dat ek God so kan vertrou, dat hy die kwaad wat mense aan mekaar doen, dat dit op die einde vir my ten goeie, ook in my geloof, in my verhouding met God, 'n groter saak kan dien. Dit is geloof nie. Ongeag gesondheid, siekte, slegte goed wat met ons gebeur, om daaraan vas te hou is om te sê, ons glo. Dit is geloof. Natuurlik werk die goed mis nou, dat ek en jy die prentjie nie moet voltooi vir die ander een en vir myself nie. Wanneer ek hierdie groot heilsdaad van God, dat God die kwaad wat ek doen onderskep het, dat ek nog steeds verlos kan word in Jesus Christus, dan het ek berou, en ek het berou oor my sondes, en ek het ook berou oor wat ek aan ander doen. Maar dan beteken dit nou nie dat ek nie hoef te gaan en my eie skuld en aandeel in die verbrokkeling van die wêreld hoef te hê nie. Dis die een kant van die saak. Dan word ek ook so verander dat wanneer ek my aandeel in hierdie kwaad wat in die wêreld gebeur en wat ek soms aan ander doen, dan stap ek die pad om vir hulle te kan sê, ek is jammer. Maar ek stel dit nie as 'n voorwaarde vir hulle teenoor my nie. Want dan verstaan ek die versoening verkeerd. Ek kan nie bepaal wat ander aan my doen en hoe dat ek met hulle versoen kan raak nie. Maar ek het wel 'n groot aandeel in hierdie wêreld as 'n gestuurde, as 'n losgekoopte, as 'n wat versoen is met God, om iets van hierdie heil wat God in ons lewe bewerk, met ander mense te deel. Ek wil afsluit met 'n storieetjie. Daar's natuurlik 'n ander kant ook. As ek en jy, sê nou maar ek sal met jou stap, en ek sal sê, en jy moet nou heeltyd voor my stap, en ek moet hierdie boek teen jou hou.
En ek moet hierdie boek teen jou hou. Kom ons gee vir die boek 'n naam. So, jy het iets aan my gedoen, of iemand het iets aan iemand anders gedoen, maar dis nou die boek, ek hou dit teen jou, ek hou dit teen jou, maar ek besluit ek gaan dit teen jou hou, nee, ek gaan dit teen jou hou, ek gaan solank jy nie vir my kom sê, jy's jammer nie, wat, of ek gaan my speelietjie speel, ek gaan alles doen, so ek gaan dit teen jou hou. En jy leef jou lewe, maar ek moet hierdie ding teen jou hou. So ek moet naby aan jou bly om hierdie ding teen jou te hou, want jy het iets aan my gedoen. Sê nou maar jy loop rond waar jy ook al rondloop, en ek moet hierdie boek teen jou hou. Wonder wie werk die hardste nie? Ek wonder wie werk die hardste in hierdie verhouding nie? Hierdie van iets teen iemand hou. Daar's ook 'n ding van bitterheid wat in mense se lewe kom sit, en wat in mense se lewe geweldige impak kan hê. En dit is baie moeilik, en ek dink mens moet ook deur bitterheid werk. Maar op die lang duur is daar iets van hierdie versoening van Christus wat ons moet verstaan. Dat solank ek hierdie ding hou en versoening sien, as mense moet heeltyd teenoor my kom sê hulle is jammer, en ek hou hierdie boek teen hulle, gaan ek 'n bitter mens word. Is dit nie dalk so in die kerk? Dit is 'n sleutel vir verhoudings, dat mense bitter kan raak, juis oor ons so lank goed teen mekaar hou. Ons werk hard om dit te volhou. En dis die wonderlike ding van wat Christus ons voor oopmaak, nie. Hy spreek ons vry voordat ons nog sê, Here, ek is jammer, hy kom red ons. En dan sê ons, o Here, ek is so jammer vir die gemors van my lewe. Dis bekering, dis 'n lewenslange proses. Ek wil nie die seer van mense en die leed wat mense aan mekaar doen oorvereenvoudig nie. Wat ek wel weet, ek weet nie waar jy is nie. Miskien as jy in die put. Miskien as jy uitverkoop, uitgegee as 'n slaaf. Miskien is jy in 'n posisie van mag. Jy is in die Farao se huis, jy het baie mag, jy het mag oor mense. Miskien as jy daar waar jy en jou broers mekaar speelietjies speel. Miskien is dit ook 'n tyd waar jy versoen met mense, met God. Ek weet nie waar jy is nie, maar wat ek wel weet, daar's 'n groter saak. En dis die saak van ons gestuurdheid, van die evangelie, van Christus wat ons losgekoop het. Bou in die geloof, die oog op Jesus, 'n groter saak. En laat hy met jou dalk hierdie kant van die graf, dalk hierdie kant van die graf met jou 'n pad stap van 'n put, uitverkoop, slaaf, na 'n wonderlike pad van versoening. Dalk nie, maar dan is sy genade vir jou genoeg. Dis die evangelie, die grootste saak. Amen. Gaan sommer geleentheid gee daar waar jy is. Jy sommer net kan stil raak. Ek weet nie op watter plek jy is nie, maar gee dit vir die Here en luister na 'n mooi lied. Daar's geleentheid vir stil gebed. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.
ondersteun ons 31 dae van gee in Augustus. Ons barmhartigheidstema fokus op mense met voedselnood. Die deuroffers gaan aan ACVV, Stellenbosch Welgelege Noodfonds, Stellenbosch Voedingsaksie, die Bybelverspreidingsfonds en die bediening aan dowes by die Nasionale Instituut vir Dowes. Word deel van ons gemeenteprojek tydens Barmhartigheidsmaand om die groot voedselnood in die Stellenbosch gemeenskap te help verlig en te help om al die houers vir die 9 organisasies wat ons ondersteun te laat oorloop. Christus is die Heer, daarom wil ons mekaar in verhoudinge opbou, om so sy groot opdrag uit te leef, geroep, gewillig, gestuur.